Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike dag. Ja, amen. Dit is as ons geesore aansit, dan hoor ons net heilig, heilig, heilig is U die almagtige God. Amen. Here, saam met die Gees vir ons vandag U loof en prys. Want U is waarlik die almagtige God. Ja. Dis as om ons kyk en ons sien, dan weet ons aanbid 'n lewendige God. Amen. En daarom het ons vanoggend met 'n opwagting gekom, te sê Here, spreek. Ons het 'n honger na die waarheid soos nog nooit nie. Amen. Dankie dat ons gees vandag wakker is. Ons roep ons gees nou na vorentoe en sê, vrees, kom jy. Kom net onder die voete van Jesus Christus. En gees ore word wakker, sodat ons kan vol word van U lieflike woord, Here. Dankie dat ons vir daarin net kan seën, Here. Ja. Dankie dat hy nie praat nie, maar U in hom. Hoe lieflik is om te weet, almal van ons het U Heilige Gees binne in ons. Daarom is ons vandag geseënde, gesalfde kinders van U, Here. En as ons U in ons het, is ons tot alles in staat. En daarom is ons opgewonde om te weet vandag, soos vanaand in U arms in die slaap sal raak, het ons 'n getuienis vir wie ons in U is, Here. Spreek, Here, U diensnag en U diens mag luister. In U heilige naam vra ons. Amen. 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 Ek het 'n stukkie hierso op jou denke vernuwe net. En om dit te kan doen, moet jy mediteer. Ek het 'n paar goed op Romeine 12 vers 2 sê nie. Of jy van die Engels lees, sê dit bietjie beter as in Afrikaans. Hy sê, do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and a new attitude, so that you may prove for yourself what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Nou, Spreuke 23:7, Ou Testament sê, soos jy dink, so is jy. So ons hele wedstryd op aarde is 'n kopwedstryd. Dis jou kop, dis daai coconut op jou skouers wat jy moet oprei. Want die oomblik as ek jou kop afskroef en hom uitgooi en hom vol hemelse substance maak, is alles oukei, alles is in rus, almal is mooi, daar's nie moeilikheid. Maar hoe jy groot geword het, sekere mense het sekere emosies in jou lewe. Sekere situasies het sekere optredes in jou lewe. Hoekom? Dis hoe jou kop getrein is. En jy moet 'n nuwe ding in jou lewe doen. Jy moet nie dink. God sê, jy moet nie dink. Ek wil vir jou 'n stukkie lees in lees 1 Petrus 1:13, Amplified Bible. Terwyl hy so toe gaan, Efesiërs 4:23 sê, there's a spirit in your mind. Ek dink baie min ins besef het. En dis kom ouens gaan swat akademie. Maar om akademies geswat te wees is great, maar jy het die gees nodig om dit te implementeer en aan te wend om sukses te veroorsaak. En ons gaan swat, ek het naais wat geswat het, ek enig gehad, hy 2 doktersgrade gehad. Toe het sy besigheid toegemaak en toe sê ek moet vir hom bid vir 'n werk. Sê ek, "Pel, jy's so slim, jy moet 'n werk." Hy sê nie, hy's te slim. Hulle kan hom nie bekostig nie. Ek het 'n ander dag gehad, ek dink hy het al 10 grade. Toe hy sê vir my, ek is so moeg geswat. Ek sê, hou op, nee, ek is so moeg geswat. Hy wil op net een iets swat. So in jou lewe, as jy op aarde klaarmaak, waarvan is jy vol vandag? Maar ons is vol godsdiens. Ek het die naweek gesien waar ek was. Godsdiens het nie 'n baie goeie effek op mense se lewens nie. Dit is soos 'n begrafplaas. Gooi 'n tikkie, sing 'n liedjie, gaan die huis toe, maar daar's geen effek wanneer jy 'n daaglikse verhouding met God het. Elke dag kan jy met God praat. Elke dag kan jy van God hoor. Elke dag kan die Heilige Gees jou lei. Maar hier's 'n belangrike teks voor jy daai lees. Wil ek vir jou Romeine 8 vers 6 lees. Dis eintlik skerry skrif vir my die eerste keer toe ek hom lees. Romeine 8 vers 6 nie. Hou nie daai ene. And the Amplified Bible say, now the mind of the flesh, which is sense and reason, without the Holy Spirit, is death. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life
and soul, peace, both now and forever. Die Afrikaanse Bybel sê, wat die vlees bedink is die dood. Nou sê nie jy raak kwaad en jy dink, wat gaan dit tot gevolg hê? Dood. Dood in jou verhoudings, dood in jou finansies, dood in jou toekoms. So jy mag nie, as jy kind van God is, vleeslike besluite neem nie, want dit dood tot gevolg. Nou geestelike besluite is, en ek het, dit is nou maar eenvoudig nie, maar as jy jou lewe vandag bedink jy 3-0, 6-0, 9-0 of 12-0. Want selfs 'n tarantaal kan tot 3 tel. As jy 3 eiers los, is hy happy. Sien, dog een wegvat, 2 hou hy opbroei, dink iemand steel sy eiers. Nou jy as mens net, hoeveel zeros is jy mee gemaak? Want as jy nou in 'n ander wêreld inkom, is dit 1 miljoen en 1 biljoen en 1 triljoen. Nou jou kop sê vir jou, jy kan nie daar gaan nie. Wie het jou opgelei? Want jy weet toe Adam en Eva kaal was, en God vra, waar's julle? Adam, nee ons is kaal. Vra God, wie het vir julle gesê? As jy op aarde klaar maak, en jy kom aan die hemel aan, Here, ek het so swaar op aarde gekry. Wie het vir jou gesê? Wie het vir jou gesê? Want ek wil vir jou wys, wat het God bewerkstellig? Lees gou eens daai een. Is dit 1 Petrus 1 verder? 13 jaar. Ja. So brace up your minds, be sober, circumspect, morally alert. Set your hope wholly and unchangeably on the grace, divine favor that is coming to you when Jesus Christ the Messiah is revealed. Okay, nou Jesus is aan ons openbaar. Wat is divine? Goddelike genade is aan jou openbaar. Onverdiende guns is vir jou gegee. Om wat mee te maak? Jy weet, ons kan in die berge ingaan waar hierdie boeddhiste heeldag so chante te kere gaan. En dan kom hulle daar en voel hulle iets. Ek weet nie wat hulle voel nie, maar as hulle dit bereik met sonde, wat kan jy bereik met die Heilige Gees? Ons is world shakers and earth movers. As jy alles geërf het wat Abraham geërf het, sê Genesis, lees een van julle Afrikaanse Bybel hiervoor. Lees nou Genesis, of jy kan sommer lees, Genesis 13:2. Want baie keer as jy dit vir ouens lees, want Galasiërs 3:29 sê, jy het alles geërf wat Abraham geërf het, maar het jy al jou brein opgelei, dat jy 'n erfgenaam van Abraham is? Want baie ons wag tot een van sy familie doodgaan voor hy erf. Nee, in Jesus Christus is ons deel van 'n nuwe familie. Jou voorouers is Abraham, Isak en Jakob. Jy kan maar in die hemel gaan kyk. Jy gaan nie in die hemel kom en oom Hoofdknorr is 'n groot item in die hemel. Of oom Swannie of Dallaray. Nee, in die hemel is hulle niks nie. Dis Abraham, Isak en Jakob. Amen. God se manne. So jy word in God herskep. Ek wil dit gou lees gou daai een. En Abraham was ryk aan baie, aan vee en silwer en goud. Okay, hoe hy die Engelse Bybel sê extreme. Nou wat is ekstrem? As iets ekstrem is. Sê nie jy tattoo jouself nou van jou voorkop tot jou toentjies, daar is ekstrem. Nou as 'n ou ekstrem gaan. Jy besit die reservebank en al die banke. Sê nee, hier is nie ekstrem leweryk. Wat is ekstrem? As God sê Abraham was extremely rich en jy sy erfgenaam, hoe kan jy sukkel? Iemand leer jou nie. Iemand het nog nie vir jou gesê nie. Want ons dink ons moet wag. Ons dink dis volgende jaar. Ons dink daar moet 'n deurbraak kom. As jou brein getrein is jou hele lewe 'n deurbraak. Elke keuse wat jy maak, het 'n goddelike resultaat. Die vlees het elke keuse wat hy maak 'n dodelike resultaat. So jy moet besluit. Ek wil vir jou lees in Efesiërs 2:10, het jy hom amplified. Hoor hierdie stukkie praat. Dis fenomenaal, want God se woord is waarop jy gaan geoordeel word. In Openbaring 20 vers 12, as die boeke eendag in die hemel oopgemaak word, is daar 'n boek vir jou lewe, vir jou familie, die dorp waarin jy bly, die kerk waarin jy was, plus die boek van die lewe van die lam. Nou God het in Efesiërs 2:10, amplified sê dit die beste. 2:10 sê, for we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those works, good works, which God predestined
planned beforehand for us, taking path which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Pre-reis nie, dit gaan saam met Psalm 139 vers 16. Voor jy gebore is al die dae van jou aarde op jou lewe op die aarde reeds geskryf voor een dag was. En dis 'n goeie lewe, want dit gaan saam met Jeremia 29:11. Al gedagtes wat ek vir jou is goeie gedagtes. So as jy slegte goed beleef, kom ons kyk na jou daaglikse begin in die môre. As jy opstaan, dans jy voor die Here. Ja. Baie doen nie. Hoekom? Ek weet nie. Jy dans net as daar meel op die grond gegooi is. Maar ek ken nie 'n paar ouens op aarde sê nie. Dawid is een van die groot dansers voor God. So groot, sy vrou het haarself in 'n houding ingeruk. So hy moes gedans het. Ek weet nie of jy al gedans het tot jou vrou kwaad, maar hy het gedans. Nou sit jy in my tyd, nee. Smith Wigglesworth het elke môre voor God gedans. Elke môre. Hy staan op 4-5 uur, dan dans hy voor God. En Smith Wigglesworth is nie dood soos 'n gewone mens. Sy biografie wat geskryf is sê, God het vir hom sê, kom jou môre 3 uur al, môre middag. Hy het opgestaan, hy het bank toe gegaan, hy het sy goed reggemaak, hy het sy mense gegroet, in 'n stoel gaan sit, vir die klok gekyk en sy asem uitgeblaas. Right, Afrikaans, nee. Ek wil vir jou lees. Spreuke 12 vers 29. Afrikaans en Engels ons altyd een op of af. Dis 28. Dis die heel laaste ene. Op die pad van die geregtigheid is lewe, en die rigting van die pad is onsterflikheid. Wat is die rigting van die pad? Onsterflikheid. Nee, ons. Hoekom? Jy het nooit woord gevat nie. Die woord van God, Matteus 5:18. Hemel en aarde sal verbygaan, my woord sal nooit verbygaan nie. God se woord hou in stand, dit genees, dit motiveer, dit aktiveer, dit beskerm. Elke ding wat jy nodig het, is in die woord van God. Maar jou denke moet vernuwe word. Nou ek vir julle lees Filippense 4:18. Wat jy mag dink. So as enige ander gedagte by jou kom, moet jy hom jaag. Dis amper soos daar so 'n brandsiek hond in jou huis inkom, jaag hom. Jy gaan hom nie daar sit. En as jou kinders eers siek is, bel jy die polisie. Nee, jy jaag hom. Jy laat hom nie bevorder nie. So moet ons met negatiewe denke. So moet ons met negatiewe emosies kom. Want die Here sê in 2 Korintiërs, lees ons met 2 Korintiërs 10 vers 5. Want jou geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. So waar jy aan dink, is jy verantwoordelik voor. Want die denke in jou kop, laat jy toe of sny jy af. Nou ja, baie min mense doen dit. Ou sê vir jou man, sê nou man, julle is nie goeie mense nie. Dan sê ek vir hom, ek hoor wat jy sê, maar ek kan vaar dit nie. Dan gaan dit 100 keer terug na hom toe. Nee, die tyd is swaar. Sê ek kan vaar dit nie. Jy kan vir jou swaar tyd. Ek kan vaar dit nie. Jy besluit. Weet boere het vir my gesê dis droog. Toe sê ek is sopnat. Ons ry in nou in Toscan nie. Ry ons, sê die boer, kyk hoe droog sit. Ek sê eendag, as jy saam my ry, as jy beter moet praat. Kyk hoe hoog is die gras. Toe begin hy, kyk hoe hoog is die gras. Hy het my nou foto's gestuur nie. Dit het so gereën daar, die gras staan so. Toe vra ons aanhous in Kuruman, hoe dit daar, sê nie al die reën is na daai uit toe. Maar Numeri 14:28, soos jy voor my praat, so sal dit wees. Ek gaan nou vir julle lees. Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ook vergewe het, as ek vergeef het, dit was om julle ontwil in aangesig van Christus, sodat nie ons deur die Satan bedreig sal word nie. Wat jy nou gelees? Ja, 2 Korintiërs 2 vers 10. Nee, 2 Korintiërs 10. Maar hy is ook vers 5. nee. 2 Korintiërs 10:5. 10:5. Ja. Ek wil vir julle lees terwyl hy dit soek, hè. Môre. Môre. Ek gaan so vir julle lees in Filippense 4:8. Hy sê for the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy. Hy sê of reverence and honorable and seemly, whatever is just
whatever is pure, whatever is lovely, lovable, whatever is kind, winsome, and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is any worthy of praise, think and weigh and take account of these things. So as iets nie vir jou winsgewend is nie, hou op om daaraan te dink. Want soos 'n mens dink, so is jy. Numeri 14:28 sê God, soos jy voor my praat, so doen ek vir jou. Nou sê jou sintuie vir jou, dis hoe dit is. Gaan jy so praat, of jy dit ignoreer, en sê wat jy wil hê. Sê nie jou rekening is leeg, en jy is opgelei in God se heerlikheid. Hebreërs 11:1, geloof is 'n vaste vertroue, dat die onsienlike goed so wragtig bestaan, dat ek 'n titelakte van dit besit. Geloof is wat die sintuie nie kan sien nie. Dit gaan saam met Jesus, Johannes 20:24. Toe Thomas by hom staan, en vir die disippels sê, voor ek nie my vinger in die gate van sy hande druk, en my vuis in sy sy, sal ek nie glo dat hy opgestaan het nie. In die Bybel sê, alhoewel die deure gegrendel was, het Jesus in die middel van die disippels verskyn. En hy fokus op Thomas, nie Petrus nie. Jesus weet wat jy dink. En sê vir hom, Thomas, bring hy vingers van jou. En hy sê, my Here en my God, en Jesus sê dit vir hom. Geseënd is hy wat glo voor hy gesien het. Nou sê jy, my rekening is vol. Dan sê die klein kettiekop wat hier om jou rondhang, nee, jou rekening is leeg. Dan sê ek, hy is vol. Nou Romeine 10:17 sê, geloof kom deur mond. Ja, maar jy praat en jy hoor, jy praat eer. Sê nie jy voel, ek voel nie God se teenwoordigheid nie. Wat sê jy? Ek lewe in 'n wolk van sy teenwoordigheid. Dan sê die duiwels, hy vat nie ons triek nie, kom ons waai. Want wat jy sê, sal jy hê. Nou kyk, Johannes 6:63, die woorde wat ek praat is gees en dit is lewe. Nou jy moet in die môre as jy opstaan nie. Dis selfmoed. Seën jouself, nê, met wat jy wil hê. Wil jy die teenwoordigheid van God hê? Seën jouself vandag met God se teenwoordigheid. Jesaja 65, lees jou vers 16 sê, nê, seën jouself. En dan sê hy verder in die Amplified, and your former troubles will all be gone. Gaan lees dit. So die ou wat probleme het hom nie geseën nie. Toe kom 'n probleem bosluis hier deur sit. As jy geseën is, weet ek en Peter jare terug, toe ons op die mannekamp was, het ons die eendag gekyk, sê hy vir my, wie wat tref hom? As 'n ou berg klim, dan vat jy hierdie lysietjie en daai lysie en dan gaan jy. Maar as jy olie oor daai berg gooi, dan sit die ou net onder en gly. So die Heilige Gees is ons olie. So as jy vol van die Gees is, kan Slofies nie klim nie. Hy is daar onder, hy gaan nêrens heen nie, maar hy's besig. Hy gly net daar. So jy moet vol van die olie van die Gees wees en jy moet jou denke vernuwe. Vernuwe jou denke. Jy moet sê ek's genees. Jy moet sê ek het die beste verhoudings. Ek het die beste pelle. Ek bly in die grootste huis. Al lek jou huis, bly in die beste huis. Terwyl jy die potte uitsit, ek bly in die beste huis. Jou kar ry en die ding maak so, ek ry in die awesomeste kar. Want soos jy praat, soos jy God doen ek vir jou. Johannes 6:63, die woorde wat ek praat is gees en dit is lewe. Nou baie ouens moet langer praat. Hoekom? Want jy kom verder, jy het verder links van die spoor gebly. Dis gedagtes wat jou konstant aanval. Want mense het vir jou gesê jy's arm. Jy het gedink jy's arm. Later aan glo jy's arm. Nou moet jy daai hele netwerk van denke in jou kop moet omdoen word. Jy kan Dr. Lief, L-E-A-F, Dr. Lief se vrou. Sy praat oor denke vernuwe. Ja, Caroline. As 'n ou in 'n ongeluk nie, stuk van sy brein verloor. Sê hulle nee, daai werking gaan nie meer. Wat sê sy nee? Die gees van die brein kan herskep word. Toe herskep sy daai gees van die brein, al die funksies terug. Hoekom? Want jou brein bestaan nie net uit selle nie, dit bestaan uit 'n gees uit. Amplified nie. Efesiërs 4:23.
Daarom mag ek gou net vinnig deel. Ja. Ek was die naweek op Dr. N.K. Strydom se seminar gewees. En sy het presies gepraat daaroor, jou brein het 'n deel wat free will is. Ja. Enige gedagte wat in jou kop inkom, stuur die free will van die brein dadelik 'n sein af na jou hart toe. Ja. Voor hy enigiets in die memory banks toelaat. Ja. Dan, dis wat die Heilige Gees hoor. So dan gaan die Heilige Gees vir jou sê ja of nee. As jy besluit om nie 'n negatiewe gedagte te hê nie, verdwyn dit, is letterlik 'n mis. Hy word 'n mis en hy gaan weg. Wanneer jy 'n positiewe gedagte het, dan word daar 'n mooi boom gebou en die takke word gevorm. Ja. Aan die punt van daai takkies word daar serotonien vrygestel wat jou joy gee en jou gesond hou. Wanneer jy negatief dink, dan is dit soos 'n kaktusplant en wat sulke dorings vorm in jou liggaam, so hierdie onvermoë om enige vreugde te ervaar. Maar dit is 'n konstante toets. Dis vir my, moenie voor die televisie gaan sit en vrot gedoen nie. Want dan kry jy nagmerries. Hoekom? Jy het die merrie ingelaat, dan jag jy se slaap. Jy moet jou denke reiner. Jy moet, hoekom? Want dan kom daar rein produksie. As jy jou denke vrot maak, vrot produksie. Dit kan nie verander nie. So, al wat die Here vir my laaste ruk sê, vernuwe jou denke. Hoekom? Kom ek vir 'n dieper ding verduidelik. Daar's 2 koninkryke op aarde, lig en donker. En soos ons hier sit, is die koninkryk van donker besig om gemobiliseer te word om die anti-kris te produseer. Hulle hoofhou. Hy het toestemming van God af, Openbaring 13, om 7 jaar die aarde te regeer. Daniël sê vir jou hoe dit gaan wees met vrede en gaan Israel doodmaak. En die koninkryk van lig is besig. Nou, hier gaan 'n herlewing kom soos jy nog nooit nie geskiedenis van die aarde was nie. En dan gaan God sy bruid wegvat. Amen. So terwyl jy nog dink aan wat gaan aan, as die manne weg, net, as jou oogknip is verby. Sê nie, hoekom moet ek nie meer brein vernuwe nie? Sê nie, ek weet nie, my vriend. Hier gaan niemand hier wees om vir jou te sê hoekom nie. Jy moet jou denke God gerig kry. Jy moet jou denke vol van die Here kry. Dan sal die vyand jou nie pla nie. Die vyand pla ouens wie se denke nie beheer word nie. Dan beheer hy dit. Dis dieselfde met kinders. As jy nie tyd met jou kinders spandeer nie, gaan iemand anders met hulle tyd spandeer en jy gaan nie hou van wat daar uitkom nie. So jy moet jouself bestuur. In die môre as jy opstaan nie. Vat confessions. Glo my. Philip 2 Korintiërs, lees ek gou die eerste lyn. And put on a new nature, the regenerate self, created in God's image, godlike, in the true righteousness and holiness. Nou hy praat van in Efesiërs 4:23 nie. The spirit. The spirit. Nou ek wil vir julle so lees 2 Korintiërs 4:13. As jou lippe beweeg nie, is dit 'n manifestasie van wat jy glo. Want die woorde wat jy praat is 'n verklanking van gees wat in jou is. Dink jy word gebore met môre dokter Effen Zeffen, ek kan nou lank hier my ma se maag ontgaan. Is dit hoe kinders gebore word? Nou wie leer jou Effen Zeffen taal? Iemand leer jou. As jou kinders by die huis aankom en jy hoor hulle goeie gekryde taal hier, dan weet jy dit 'n chom by die skool wat hom hierdie woordeskat leer. Jy word nie so gebore nie. 2 Korintiërs 4:13 nie. Hy sê so, yet we have the same spirit of faith as he had who wrote, I have received and therefore have I spoken. We too believe and therefore we speak. Wat glo jy? Wat glo jy? Want dis wat jy praat. As jy glo jou besigheid ontplof oor die wêreld, dan dis wat jy sê. Hoe klein hy nou is, ek hoor nie klein hy nou is nie. Ek meen, hoe klein is 'n virus wat in jou neus inkom en jou hele lyf plat trek met griep? Kan jy hom sien? Dis nie ou wat hom te kry wat kom dan goed aan jou hang en later dan vat jy dit nie meer. Jy kan hom nie eens sien nie. Klein virusie deur jou neus, klap jou chessie en dan gooi jy 'n pel, slijm en jy oortraan. As sy lap op die kop. Wat het gebeur? Nee, ek het iets ingeasem. Of jy ry porseleinskooter hele nag, hulle daar vra, wat gaan aan? Nee, hier's 'n maagvirus hier in die dorp. Sien jy die ding? Nee. Waar het jy getackle pel? Nou, hoeveel te meer kan die woord van God jou ingrypend jou hele lewe verander? Jy moet dit verstaan uit. So as jy vermoor in Kolossense 1:21. Ek wil vir jou Kolossense 3 lees. Dit is God wat sê nie. Kolossense 1:21. Ek gaan vir jou Kolossense 3:2 lees nie. And set your mind and keep them set
on what is above, the higher things, not on things that are on the earth. Is daar armoede in die hemel? Die hele is nie heeltemal oortuig hier nie. Sê julle, jy was ryk op aarde, jy gaan in die woestyn bly in die hemel. En die ouens wat op aarde te warm kry, hulle kry heavy aircons, hulle gaan vasgaan. Ja, wel, sit jou gedagtes op wat in die hemel is. In die hemel is vrede, in die hemel is genade, in die hemel is glorie, in die hemel is voorsiening, in die hemel is beskerming. So jy moet jou denke opsit op wat in die hemel is. Lees gou hierdie ene vir my, Galasiërs 5. Hoor gou hierdie ene. Galasiërs 5 van vers 19 af. Hy praat van die vlees, nee. Nou die vlees is aards. Hoekom? God sê, stof is jy, en tot stof sê jy terugkeer. So as jy dink wat stof is, hier is alles wat stof doen. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, broeiery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornig, naaiwerheid, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en die dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het. Ja, dis die storie van wat die vlees is. Wat sê gees, vers 22. En die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar hy sê, die ouens wat die boonste goed bedink, sal die koninkryk van God nie beerwe nie, op aarde. Jy gaan hemel toe gaan, en dan aan die paradys aan die moordenaar rondom, maar hy is paradys toe. Die moordenaar is nooit hemel toe nie. Ouens dink nie, ek dink ons dink baie naïef. Jy is gebind tot hierdie tyd, hierdie plek, hierdie spasie. By God is onbeperkte plek. Daar's geen tyd nie. Jesus moes in hierdie tydskapsule inkom, 'n mens word, die prys kom betaal wat jou weerhou het om die ewige lewe te beerwe. Nou is die prys betaal. Jou sonde is mee gedeel. Waar is die voorspoed wat Golgotha van die hemel af aarde toe gebring het? Want God sê dit nie. Ek wil dit gou vir jou lees. Want as jy net jou kop dit nie verstaan nie, gaan jy heel dag sukkel. En hy sê in Genesis 1 vers 28, wil ek gou vir jou lees. And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue it, using all its vast resources in the service of God and man. Waar ek is deur God aangestel, jy wat hier sit, om die aarde met sy rykdom te gebruik en aan te wend in diens van God en die mense. As myne dit verstaan, so ons in 'n ander lewe geleef het. As besighede dit verstaan, so ons in 'n ander lewe geleef het. Hulle bære die goed. Gaan kyk na Gold Vault Bank of England. Die koningin stap is rye en rye en rye goud wat so gepak is. En ouens vrek van honger. Maar die goud bly daar. Dis die mens, nee. Die briljante geskape wese van God. Ons gaan 5 kilos af. Een van my pel doen die goud struktuurvorming hier op die goudmyne. Hy sê vir my party myne is 5 kilos af. Ons haal die goud uit, ons smel dit en ons bære dit weer ondergrond. Hoekom het ons dit nie net daar gelos nie? Ons kry taises en gaan bos, gaan dood. Ons het die goud. En wat doen die ouens daarmee? Nee, die koningin loop en kyk daarna. Dit moet aangewend word in diens van God en die mense. Sê die Here. Ek wil nie in my eienaar wees daar in die hemel staan. Biljoene is hier. Ouens gaan dood. Hoe werk dit? Daar's genoeg vandag dat ons almal oor is genoeg kan hê, want dis hoe die aarde geskaap is. So in 'n ou se hart praat. Filippense 2 vers 5. Jy moet dit vandag verstaan. En dit gaan so wyd, sê Jesus net. Ek dink Paulus het die geheim begin verstaan. In 1 Korintiërs 2 vers 16 sê, we have the mind of Christ. Nou as jy God se denke besit, hoe sal jy reageer in lewe op die aarde? Sal jy enigsins in enige tekort wees? Ek meen Jesus stap, betaal teks. Petrus vang gou 'n vis. Petrus vang die vis, betaal meer as die teks.
'n laaitie kom aan by 'n massive crusade. I mean, die man sal alleen as 5000. En as die Here sê, gee gou die manne kos. Here, ons sien nie veld uit, hier's niks. Hier's nie 'n spoel toilets hier, hier's niks hier nie. Hier's nie 'n sparrige hoors, ons hang nie in die veld. Dis duisende mense. Wat is hier so? Nee, ons sien 'n laaitie hier met 'n breakfast aankom. 2 visies en 5 broodjies, bring dit hier. Eet almal. Want waar Jesus is alles in oorvloed. As jy in die volheid van God lewe, praat met jou koskaste. Ek het 'n ou nie, sê vir sy koskas, jy het soveel kilogram meel, soveel kilogram biltong, soveel dit, soveel dat, en soveel kilogram vleis. Hy sê dit, so dis altyd daar, want sy woorde hou hom in stand. Kom ek gee vir jou Spreuke 18 vers 20. Lees gou eers daai. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook al in Christus Jesus was. Ja, wat sê gesindheid? Lees hom. Dit sê ook lees. Ja. Want hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself onledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hoekom? Sodat jy soos Jesus kan word. Efesiërs 4 vers 13, dat jy die volle mate van die volle grootte die man Jesus Christus kan bereik. So ons het sy denke, ons het sy krag, ons het sy heerlikheid, ons het sy glorie. As jy teruggaan na Matteus 28:18, Jesus sê, alle krag is vir my gegee, nou stuur ek julle. En Filippense 2:19, hy die hoogste naam in die hemel, op die aarde en onder die aarde. Dis 2 vers 9 en 10. Nou die dag kom ou na 2 vers 19 toe. Dis sê ek nie 9 en 10. So as Jesus die naam op die hemel, op die aarde en onder die aarde is, wat gaan onder die aarde aan? Ek wil gou vra, wat gaan onder die aarde aan? Hæ? Bietjie dieper. Wat gaan in die middel van die aarde aan? Ja, dis Mense dink, en daar's 5 aanhoudingsplekke in die middel van die aarde. En daar's stede in die middel van die aarde. Nee, daar, okay, jy sal eendag sien as jy in die hemel kom. Matteus, jy kan 'n naam weet jy wil. Matteus 18. Want as die naam van Jesus, die hoogste naam in die hemel, op die aarde en onder die aarde is, wat gaan onder die aarde aan? Jesus het ons een gelykenis vertel van die ryk jong man en Lazarus. Toe Lazarus doodgaan nie. Toe is hy na die boesem van Abraham toe. Ja, dit bedoel nie Abraham het sy karkas oopgemaak en toe klim die ryk jong man nie. Die plek van aanhouding van al die manne van God wat van Abraham af geopereer het, is daar die boesem van Abraham, is daar aangehou. Dis hoekom Kolossense 2:15, toe die sleutels van die dood en die doderyk gevat was van Satan, het Jesus op 2 Korintiërs 2:14 gee ons 'n reek af in 'n triomftog. Al die manne wat daar was, is saam met Jesus op hemel toe. Dis die grootste homecoming event, dink ek, van alle eeue. Al die bulle wat vir God gelewe het, toe die Jesus die sleutels van die dood en die doderyk verower, toe vat hy almal huis toe. En dis hoekom ons nou mag huis toe gaan. Maar in die hemel, op die middel van die aarde, dis wat ek vir vandag lê, ek wil nie te kwaai, wil nie heavy op jou sin, ek wil geloof vir jou gee, maar jy moet onthou, in die middel van die aarde is 'n ibis. Gaan lees Openbaring. Soos die ibis oopgemaak word, nê, vat dit amper soos 'n kraan wat water deurlaat, kan meer en meer geeste in die aarde inkom, kan meer en meer wesens. Hier gaan wesens op die aarde verskyn wat die mense nog nooit sien het in Lukas 17. Dit gaan weer wees soos in Noag se tyd. Noag se tyd was 8 ouens, daar's 2, 4, 6, 8. Die res, in die res van die wêreld, almal dood. Daar was meer mense op die aarde toe as wat die nou op die aarde is. So ons moet nou gesed wandel. Ons dink God gaan op getalle, nee, God gaan op geregtigheid. Amen. So as jy dit verstaan, sal jy jou lewe inrig volgens God se woord. In die môre as jy opstaan, ontvang krag uit die hemel uit, deur God te aanbid. As die glorie, as die prys van jou hart opgaan, kom die glorie van God af. Dis hoekom ons met die Here aanbid. As jy kyk na ek volg 'n ou in Israel, nou nog, hierdie manne met die lokke en hulle het sulke swart hoedens. Bel daai manne gooi ou. As hulle dans, dis wil, dis musiek. Hulle gaan bos.
En ons wat Jesus se vryheid ontvang het, se bloed, ons lyk of ons hier links van 'n begrafplaas opry. Sê jy? Ja, broer. Ja, Israel het gesing, ou. Dink hoe maak God oorlog. Hy sit die drom en die trompette voor. Nou kan jy dink, so snipers, ons lê aan. Hier kom dan 'n poepoe dromme aan. En nog is nie eens net ouens wat speel. En ewe skielik klap 'n ding jou van agter af. Hoekom? Want God is saam hulle. Amen. Die Rooi See gaan oop. Ek dink aan Gideon, toe hy teen die Amalekiete goed beklei. Wat het gebeur? Wat het gebeur toe Dawid teen die Filistyne beklei? Jy kan dink as jy so skoon pa soos Dawid het, Saul sê trou met my dogter, maar ek wil 200 Filistyn voorhyde hê. Nou moet hy hardloop, of hulle gaan staan en gesny word, of hy gaan hulle doodmaak. Dit staan in die Bybel. Ek dink jy so skoon pa, kom hy met 'n sak daar aan. Hy het gesê 100, toe bring hy 200. Ja, hy het sê 100, hy het 200 gebring. Ja. Toe ek dink toe hy besig was, toe gaan hy sommer bos. Kom hy nou besig. Maar die ouens lewe so godsdienstig, hulle, jy dink nie wat die ouens in die ou tyd deur is nie. Dis wild, my man. So ons het maklik getrou. Nou as jy Matteus 18 vat, nee. Vers Spreuke 18. Vers 20. A man's moral self shall be filled with the fruit of his mouth, and with the consequence of his words. He must be satisfied, whether good or evil. Waarmee sal jy lees 'n bietjie Afrikaans vir hom? Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die maag van die tong, en elkeen wat daarvan gebruik sal die vrug daarvan eet. Nou kom ek jou dit vra. Kan jy vreesloos, soos hulle in die ou tyd in die fisiese realm moes funksioneer, in die geesrealm funksioneer? Want die fisiese realm maak dit ook nie sin nie. Kom ek sê hierso Samson in 2000 Filistyne. Hy het nie eens 'n knipmes by hom. Hy sien al lê 'n donkie kakebeen. En die gees kom op hom. En hy service 1000 van hulle. Seker kiesstand merkie op die kop. Daar doen se ondersoek. Kan jy nou dink, die volgende maand kry al die Filistyne donkie kakebeen issue. As 'n standaard, hoekom? Want hulle het hierdie ding in operasie gesien. Nou sit jy hier met 'n leerrekening, maar jy het die woord van God. As jy dit aanwend, so Samson na 'n donkie kakebeen aangewend het, is hy vol. Amen. Want ons is gees. Ons veg in die gees. Ons bring tot stand in die gees. In die gees kan vlees nie sien nie, maar iets wat in die gees begin is, kan nie in die vlees gestop word nie. Soos ek myself sê, ek is die rykste ou wat ooit geleef het. Sê dit. Ek is die rykste ou wat geleef het. Hoe voel jy in jou hart? Soos die rykste ou wat geleef het. Maar baie mense nie, hy het dit gesê, dan kyk jy of iemand hom nie gehoor het. Jy moet dit sê, want soos jy sê, sal jy hê. Amen. Jy sal hê wat jy sê. Amen. Maar as jy nooit sê nie, sal jy nooit hê nie. Amen. Want as jy begin, is 'n ou agter. So nou moet ek begin praat in die rigting waartoe ek op pad is. Want dan nou nie, die rigting van geregtigheid, soos nou in Spreuke 12 lees, is die rigting van onsterflikheid. So jou finansies kan nie stop nie, jou lewe kan nie stop nie. Hoekom? Want ek het God se woord ontdek. Maar as jy nie God se woord ontdek nie, jy het dit in jou huis. Jy lees dit vir 'n bietjie lawing van jou emosies, maar jy gebruik dit nie as 'n leefwyse van oorwinning. Jy moet verstaan, dis 'n wedstryd waarin ons moet deelneem. 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Hierdie is 'n wille ene. Jy kan sommer 7, 8 en 9 lees. 1 Petrus 5 vers 7, 8 en 9. Ja. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestanders is die duiwel en loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Kom met hom moet julle teestaan, verstandig in geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap as wat in die wêreld is.
Okay, hoekom moet ons onsself oppas en aan God onderwerp? Want die duiwel gaan rond soos 'n Brullende leeu. Okay, hoe brul 'n leeu? Dis om hoor ver. Nou as jy 'n leeu ver hoor, hoe ver hoor jy hoe sleg is jy? Hoe ver hoor jy dit? En dan gee hulle sommer vir jou so 'n manifestasie in jou rekening. Nee, jy het nou genuine, jy het nou jou agteruit gesit. Dan sê ek not yet. Tot die vet tannie sing is alles okay hierso. Amen. Sê ons nou fliek, until the fat lady sings. Nou, wil ek vir jou 'n skrif lees in Jesaja 26 vers 3. You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclinations and its character, is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. So as ek my mind op God gefestig hou, is alles stabiel om my. Maar as ek my gedagtes nie op Jesus gefestig nie, raak alles onstabiel om my. Jou finansies raak onstabiel, jou liggaam raak onstabiel, jou huishouding raak onstabiel. Hoekom? Want jy is nie gefokus op Jesus nie. Wat het met Petrus gebeur toe hy op die water loop? Hy begin twyfel. Hy het begin rondkyk. Okay, wat het Jona gedoen? Jona 2 vers 8. Hy sê, when I look at lying vanities, I forsake my own mercy. Dan dink sien 'n visser mag as my vinnig praat nie. Maar jy het 2 roetes, een agteruit en een vooruit. Entrance and exit. So hy moes by die entrance, hy kon nie die exit vat nie. Maar dis wat jy moet besef, when I look at lying vanities. Nou wat is lying vanities? Alles wat jou oë sien. Wat sien jou oë? Tekorte. Wat doen jou mond? Skep oorvloed. Amen. God sien woes en leeg, jou mond skep, Efesiërs 5:1. Jou mond skep lewe. God het nie daar gesit en aan bo dog, wat gaan ons nou doen? Ons nou 'n vergadering nou. Nee, dis woes en leeg, is oorlog. Nee, God weet presies wat hy doen. Nou sê Efesiërs 5:1, jy het God ontmoet as jou Vader, as 2 skrifte. Romeine 8 vers 15, Abba Vader, en Galasiërs 4 vers 6, Abba Vader. Nou hoor wat sê Efesiërs 5:1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in die liefde soos Christus in ons liefgehad het, om hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God se lieflike vuur. Okay, volg jou pa soos 'n geliefde kind. Hoe's 'n stout kind? Stout. Moet dit nie breek nie. Ja, maar jy kry pessimis en optimis. Dis vir ons is. Pessimis is die wêreld. Jy kan nie sweets eet nie, jou maag gaan seer word. Ek kan nie met die karretjie speel nie, hy gaan breek. En 'n optimis, hulle gooi 'n optimis kind in 'n kamer vol permis en hy mis dan so, nou kyk hulle om deur 'n ruit net. Toe maak hulle later in die ruit oop. Sê Boeta, wat doen jy? Hy sê pa, met so baie permis met hier 'n pony iewers wees. So, as jy op die aarde lewe nie, moet so baie banke, my vriend, moet iewers geld wees. Amen. 'n Ou sê vir my, nee, dit gaan swaar in die dorp. Ek sê man, ek kon nie help om op te let. Hier's 5 banke net so stuk in die straat. Wat doen hulle? Verkoop hulle hamburgers. Die bestuurders ook nou opgepak. Hulle vat geld. Ek sê wat, wie bring? Ja, Nee, hy weet nie, ou. Ek sê jy moet dalk jou denke vernuwe. Want onthou net nie, soos wat jy dink so, is jy. Die arm ouens ontmoet almal mekaar. Dit is so. Die ryk ouens ontmoet mekaar. Die middelklas ontmoet mekaar. Die siek ouens ontmoet mekaar. Ek weet nie of dit 'n dokter se spreekkamer is nie, maar hulle ontmoet mekaar. Hulle ken mekaar. En as jy die ou sien, jong, ek is so bly, weet ek nog ek kan kla, maar toe ek daai ontmoet, weet ek hoef nie so kwaad te wees. Jy het altyd iets so voor dankbaar te wees. Maar in jou lewe vermoere, as Jesus vir jou sê, jy het deur die kruisdood van Jesus, deur God 'n opdrag gekry om jou eie lewe self toe te berei. Maar as jou denke nie lewe het nie, hoe gaan lewe uit jou mond uitkom? As jou denke, en onthou vermoere, ek het jou al voorheen sê, jy kan nie groter word as die grootste gedagte wat jy ooit oor jouself gedink het nie. En jy kan nie
teenstrydig presteer oor hoe jy jouself sien nie. As ek myself in tekorte sien, kan ek nie oorvloed hê nie, want ek is soos ek myself sien. As ek myself sien as God se geliefde kind, dan lewe ek by Pa se voete. Hoekom? Want ek het 'n special plek by hom. Daar's 'n ou wat eendag dood is, dus 4 kinders gehad, stap hulle in die kerk in, almal kyk vir mekaar en glimlag. Weet jy hoekom? Hy het vir elkeen gesê, jy's my spesiale kind. En toe hy klaar dood is, toe hoor almal, hulle was sy spesiale kind. Maar terwyl hulle gelewe het, het niemand vir almal, vir die ander een gesê nie. Ek spaar se wit broodjie. So hy daai wit broodjie houding gehad. Nou sê Sagaria 2 vers 8, jy's God se oogappel. Elke een van ons is God se oogappel. Hy sê in Psalm 17 vers 8, bewaar my, selfs as Sagaria. Jy moet vermoere verstaan, want ons lewe verlore, ons lewe arm, en dink ons God sê so. Nee, godsdiens sê so, maar as 'n bose gees. Dis 'n bose gees. As jy in 'n mortuary instap, dan's daai man. Ja? Nee, hulle lê vir sy slagpel, hulle jy kan al jou geld in die mortuary los. Môre kan jy hulle tel is net daar. Hoekom? Manne is in rus. Is rustig. Hulle gaan jou nie aanval in die nag. Hoor jy die yskas is koud, dan jy nou 'n bietjie. So daar moet lewe in ons kom. As jy in die hemel kom, gaan dit in die hemel stil of raserig wees. Raas spel die ouens sê die kinders speel harpe en viole en trompette. Hoekom? Want daar's 'n God in die hemel. Dit ryk soos die hemel. Dit klink soos die hemel. En dan sê dit in Nehemia 11 vers 21. As ons God dien soos sy woord sê, sal die hemel op aarde hê. Staan er nie geskrywe? It is written. Hierdie is God se woord. Dis hoekom maar Bybel staan. Basic instructions before leaving earth. So sê nou jy kom by 'n dokter gesprek aan voor hulle ou opereer. Jy gaan nie weet presies waar sny hulle as jy nie weet wat mediese terme is. Nou kom jy in die hemel aan, jy het nooit God se woord geleer nie. Hoe gaan jy kan skep? Romeine 8:19. Die heelal wag met reikhalsende verlang op die openbaarmaking van die seuns van God. As jy nooit op aarde jou geloof massels geoefen het nie, hoe gaan jy in die hemel geloof uitoefen? Want jy het op die aarde ander goed gedoen. En dit het op die aarde agtergebly. Hebreërs 11:6 sê sonder geloof kan jy God nie plesier nie. So ons moet geloof oefen. So ek dink die korte draf van jou huis in om te kyk hoe jou punch is. Knockout punch. Okay, te kort is uit. Dan draf jy so mal siek dingetjie in uit. Dan draf jy so stryerige mannetjie in uit. Dis hoe dit werk. En ek het jou al sê net daar's 'n fight in jou huis, nie? Jy en jou vrou gaan in beklei, is kwaad oor iets. Open die fight met 1 Korintiërs 13. Elke vergadering het notules. Sê voor jy my vat, ek moet net hierdie vergadering oordentlik oopmaak. As jy 1 Korintiërs 13 gelees het, jy weet ek nou eintlik nie meer so kwaad nie. Maar dis hoe dit werk. In die môre as jy opstaan, breakfast vir jou vrou in die bed, 1 Korintiërs 13. Want mense raak kouer en kouer en kouer en dan beleef jy moeilikheid. Nee, ons warm wel. Jy moet so warm wees, die brandweer tel jy nie op. Jy gooi vlamme. Bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van die vleuels. Bewaar my soos 'n oogappel. Lees vir my 1 Korintiërs 9:25 tot 27. Ek wil net vandag verstaan, daar's 'n koning wat jou liefhet. En 'n koning wat vir jou gesterf het om jou lewe op aarde beter te maak. Nou is jou lewe op aarde beter. Waar sê vir my nee? Nee, daar ons is in die Safferteam. Lippe teen die klippe. Een ou sê vir my hy's altyd in 'n gat. Hulle wins hom van een gat. Dis net die dieptes wat wissel. Ons is in oorwinning, wel. Jesus het gebid, maar jou mond moet begin praat soos die hemel. Jou kop moet begin dink soos die hemel. Jy kan nie 'n ou mens denke vat in 'n nuwe resultaat voorsien. Die Woordeboek sê van insyn. Wie wat beteken insyn in die Woordeboek? 'n Ou wat dieselfde ding doen en 'n ander resultaat verwag. Daai is koekoe, sy lift gaan nie tot bo nie. As jy 'n ander resultaat wil hê,
dan moet jy iets anders begin doen. Dis hoe dit werk. Lees hom gou. 1 Korintiërs 9 vers 25. Ja, tot 27. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwerklike kraanstuk ontvang, maar ons 'n onwerklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug staan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek dan 'n ander gespreek het, selfs verwerklik sou wees nie. Nou onthou net, as jy atleet is, sal seker goed. Hoeveel atlete eet elke dag maaltapolie? Hulle sal swaar hardloop. Jy onthou jou van sekere goed, hoekom? Want daar's 'n wedstryd voor jou. En dis dieselfde met ons. As jy die hemel gekies het, dan sekere goed is nie meer deel van jou prentjie nie. Hoekom? Want jy gaan ewig lewe. Die aarde het nie 'n toekoms nie. Wel 2 Korintiërs 3 vers 7 sê. 2 Petrus 3:7. Oor die toekoms van die aarde. Ouers slaap nog wel rustig vir waar hierdie planeet heen op pad is. 3:7. Maar die teenswoordige hemel en aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. So die aarde is deur die woord van God gehou. En dit gaan saam met Romeine 8 vers 20. Die skepping, die bome en die diere is nie aan nietigheid onderworpe vrywillig nie. Dit is hier geplaas ter wille van ons, tot ons gekies het. Want hoe is die diere al wreed vermoere, met pangas, kappelenserings af. Ek meen in China nou, is daar meer as 20.000 bere wat in hokke is, met pype op hulle galblase. Die oomlam sit hulle na vuur toe om gal te produseer, om medisyne te maak. Dis die mense, wat gaan in laboratoriums aan, waar die goed spuite te kere gaan. Dis die mens. As jy 'n rot vra, waar wil jy wees? Nie Disney World nie, hemel toe. Hulle wil nie op die aarde wees nie. Bees, waar wil jy wees? Want vat jou vermoere hier nie. Hoeveel hoenders, skape, bokke, varke, visse het hulle lewe gegee dat jy vermoere hier kan sit? Nou, hulle kyk vir jou. Wat doen hy met my energie? Nee, hy maak droog. Ek se spyt ek het dood gegaan. Ek dink dit is goed kyk wat nou ons met dit tyd. Wat hy gee, want lewe hou ons aan die lewe. Ek wil vir 1 Konings 4:29. And God gave Solomon exceptionally much wisdom and understanding. Jakobus 1:5. And breath of mind, like the sand of the seashore. Dis wat God Salomo gegee het. En toe die koningin van Skeba instap en sien hoe Salomo, dis net sy denke wat vernuwe was nie. God het hom ekstra engele net vir hom 'n gees van wysheid gegee. En hoor wat sê Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid en aan almal eenvoudig gee sonder om dit te verwyd en dit sal hom gegee word. Sonder om te verwyd sal God jou ook die gees van wysheid gee wat Salomo gehad het, as jy hom vra. Jakobus 4 sê, jy het nie want jy vra nie. Nou wieveel het al ooit gevra om die gees van wysheid wat Salomo gehad het te hê? Jy vra dit en jy hou aan tot jy dit sien funksioneer. Ek weet toe koningin van Skeba sien hoe sy manne sit en hoe die kos is en hoe geordend sy plek was. En hoe die tempel lyk. Toe sê sy die helfte is my nie vertel nie. Maak die hekke oop en bring kamele in met silwer en met goud en met edelgesteentes. Salomo het goud gehad. Ek meen hy het 1000 vrouens gehad. Eie en byvrouens. 1000 wel. Hulle moes kos eet elke dag. Hy het hoeveel beeste. Die Bybel sê nie dat selfs die munte wat silwer was, het hy buite Jerusalem met waans gaan afgooi, want hy het nie plek gehad om dit te stoor. So as jy vandag weet wat dit is jy ryk. Net wat hy gedamp het sal jou help. Nou het God verander, Hebreërs 13 vers 8. Jesus gister is gesit tot dieselfde. Nou het hy verander. Okay, nou wanneer wil jy sal hy toelaat dat die Here jou bless? Hy sê in Jesaja 30 vers 18,
God staan in ongeduld gereed om jou te seën. Wanneer sal jy ja sê? Ek het nou gehou by my nie. Nou is hy half tens en hy is half op sy senuwees. En hy het daar weggery en iemand gee hom 300.000 rand. Toe sy dadelik nie met tens. Nou hoekom? Wat het Mammon te doen met jou tensgeld? Want Mammon is jou slaaf. Jy sê vir Mammon, produseer dit, produseer dat. Stuur die engele. En nou sê mag nie. Psalm 103 vers 20. Die engele werk op die stem van God. Kom ons doen 'n laaste skrif nie. Spreuke 14 vers 30. Ons klap maak met dit. Ons bid. Tot 30. Nee, 14 vers 30. 14 vers 30. 'n Rustige hart is die lewe vir die vlees, maar die hartstogtig is 'n verrotting vir die gewete. Lees hier die eerste ene. Afrikaanse, ek weet nie wie die Afrikaanse Bybel vertaal nie. Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebonde behaal sotheid. Die lankmoedige is Groot van verstand. Verstand, maar die kortgebonde behaal sotheid. okay, ek wil vir jou amplified lees. A calm and undisturbed mind and heart are the life and health of the body. A calm and undisturbed mind. Nou, ek weet nie, baie ons, vergewe my nog nie. Ek het eendag geluister toe die Bybelvertalers praat. Sê as jy nie verstaan dat hy gaan pyp rook. En ek sien die nikotine het hom nie gehelp nie, want as jy Jeremia 17 vers 10 van God sê ek deursoek die hart, nee, en toets die gedagtes sê die Engelse Bybel. Die Afrikaanse Bybel sê niere. 'n nier en 'n brein is ver van mekaar af. So as jy regtig Bybelstudie doen, vat so 4, 5, 6 Bybels. Ek vat 26 Bybels. Dan kry jy 'n idee. Want as jy dit nou lees in Afrikaans, lees weer Afrikaans. Dan toets ons dit. 'n Rustige hart is die lewe vir die vlees, maar 'n hartstogtige is 'n verrotting vir die gebete. Right? Die lankmoedige. A calm and undisturbed mind and heart are the life and health of the body. So as ek kalm en nie toelaat dat goed my upset nie, sal ek lank gesond bly. So 'n ou wat excited raak, hey, kan jou hart dit vat? Ek weet nie so. Ja, want hartstog is tog vir ons ook 'n meer, dis nie noodwendig 'n negatiewe ding nie. Ja. Hier word hy amper gesê is 'n negatiewe ding, so mens verstaan nie dit eintlik reg nie. Ja, maar onthou, 'n calm and undisturbed mind. Nou jou gedagtes moenie geïntimideer word deur wat jou oë sien of wat jou ore hoor. Want jy's gefestig en gegrond op die woord van God. As God so gesê, kom ons doen, net dit gou vir sê. Nebukadneser sê vir Sarabmeeserskap en Nego, as die fluite blaas en julle val nie, gaan julle brand. En hy wys die vuur, hoe ouens doodgaan wat die vuur stoot. Hulle is nie upset nie. Hulle sê koning, dankie dat jy so voel, maar skryf in jou boek, in die boek van Medes en Perse, dat hier was 3 bulle hierso, Sarabmeeserskap en Nego. Hulle sal nie buig voor jou God nie. Ons buig net voor die God wat hemel en aarde gemaak het. Kalm. Stap in die vuur in. Die toue brand af en toe is daar 4 ouens in die vuur. Want Jesus het vir hulle in die vuur gewaar. Jesaja sê al sal jy deur die vuur gaan, sê God, is ek by jou. So dit moet jy weet. Ouens dreig jou, maar jy word nie gedreig nie. Ek word nie gedreig. Ek sal wel lag. Ons kan lag, maar jy gaan my nie dreig nie. Want daar is 'n God, 1 Johannes 4:4, groter is hy wat in jou is hy wat? In die wêreld is, kan jy God dreig? Ek het hom nou onthou om Don nie. Hy het elke aand skiet hy die Here om die hel geweer in Randburg. Dan bel die polisie. Sê daar skote wat klap. Ja, is om Don, hy skiet die Here. En toe raak om Don wedergebore. Hy's altyd gesluit. Toe raak om Don lewe nie meer nie. Ek weet om Don was groot pelle. Toe het om Don Jesus aangeneem. Hy het op straat van Jesus gepraat. Die pastore was bang vir hom. Want hy vreesloos vir Jesus. As hy by Pick n Pay is, almal bid in die parkeerterrein. As hulle hom Don sien begin hol. Ek's eendag weer vir die highway. Hy het 'n stasie waar Pijo gery met 'n kus op die dak. Draai hy die kus swart. Daar staan, Hell has got no fire escape, dry of braai. Dit is so geskryf. Ek hier op die highway kom, is al die karre opgedam en ek sien 'n Pijo dwars onder. Toe staan hom Don so met die Bybel en preek vir die almal wat uitklim. En
toe daarna, sy Peugeot het 2 miljoen myl gery nie, voor hy opgepak het. Toe sê hy, as sy kar begin ruk, sy Satan, jy ken my, ek draai hom dwars en ek preek, hy sê ry soos 'n Ferrari. Ek was die dag daar nie, toe sy Peugeot in die parkeerterrein staan, toe wil hulle die blok uithaal, toe sê die ou, as ons nog een keer boor, gaan die pistons buite die blok af. Maar God het toe vir hom 'n Mercedes voorsien, om dan vooruit te is. Lekker. Hoorie, kom ons bid. As jy 'n challenge het, kom staan hier in die middel. Voor ons begin om te bid, ek dan net die Here dank vir die wonderlike reën wat hy vir ons gegee het. Ons het fantastiese reën gehad gestaan. Op pad van Benoni af hiernatoe, die wêreld is papnat. Ons kan net die dankie vir die Here. Prys God. Vrede is jou behoefte. Jesus, ek sal al jou behoeftes vervul en voorsien, Filippense 4:9, na die rykdom van my vermoë. So as jy 'n behoefte vandag het, sit dit voor sy troon. Here sê gee die diepste begeertes van jou hart. Dis Jesus. Jesus het nie een ou ontmoet wat hy nie gehelp het. Die kinderman Matteus 15, ouens sonder ledemate, dit het gegroei. Blinde Bartimeus het gesien. Elke ou wat Jesus ooit ontmoet het hy gehelp. Elke ou. So het God van Genesis af. Elke ou wat ontmoet het, het hy geseën. Hoekom sal hy jou nie vandag seën nie? Want sy geaardheid is seën. Sy hart is 'n vaderhart, 'n liefdevolle pa. Liefdevolle Vader, dankie dat ons deur die bloed van Jesus met U mag praat vanmôre, Here. Dat ons heiligheid gekry het, Here, toe Jesus op Golgotha vir ons kom sterwe het, Here. Die voorhangsel geskeur en die heiligste ter heiligste, Here, het oopgegaan, sodat God in harte van mense kan kom woon, Here. En dankie vanmôre, Here, vir elkeen wat hier is vandag. Soos Duncan sê, Here, dankie vir die reën wat geval het, Here. Mense het gebid oor die land. Dankie vir die reën, Here. Amen. Dankie vir die reën, Here. Dis 'n bewys weer vir die mens. Is winsgewend om God te dien, Here. Dis nie winsgewend om goddeloos te lewe nie, Here. Ek dank U vanmôre dat ek elke assignment van Satan oor elke ou kind kanselleer wat vanmôre hier staan, Here. In die naam van Jesus. En dankie, Here, dat die guns van God oor elkeen se lewe is, Here. En ek dink vanmôre, Here, herinner my in Johannes 1:16 in die Amplified Bible, uit U volheid is aan ons afgelewer, Here, guns op guns, genade op genade, Here, geestelike seën op geestelike seën, en geskenk op hoop op geskenk, is aan ons afgelewer, Here. En dankie dat ons dit in ontvangs vanmôre kan neem. Die erfenis van Abraham bonatuurlik in ons hande kom, Here. Dankie, Here, dat elke krankgees gebreek en gebind is in Jesus naam. Amen. Jy het ons in Lukas 10:19 mag oor al die krag van die vyand gee. Here, en niks sal ons ooit skade doen nie. En ons bely dit vandag, Here. Niks sal ons ooit skade doen nie. Amen. Dankie, Vader, dat ons denke kan bly vernuwe, bly vergroot, bly verhoog. Here, ek dink in 2 Korintiërs 3:18, Here, ons gaan van heerlikheid tot heerlikheid. En ons gaan van krag tot krag, Here. Elke dag van ons lewe is 'n blessing, Here. Want ons is saam met die God wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Dankie vir traveling mercies. Dankie dat engele ons oppas. Here, elke tekort vandag 'n ontmoeting het, Here, met die God, Jehovah Jireh, wat meer as genoeg is. Ons wis tekorte uit, Here, in Jesus naam. Vader, ek bid vanmôre waar mense rykdomme opgegaar het, dat dit sal loskom. Amen. Om in die hande te kom van mense, Here, wat dit aanwend vir God in mense se diens, Here. Dankie, Here, dat vanmôre terwyl ons by die halfkaas se geld kan los spreek, Here, in Jesus naam. Dankie dat vanmôre, Here, dat elke skil van elke oogafval, elke juk van elke nek, elke las van elke rug af, elke ketting van elke voet af, Here, en elke ou wat 'n dreigement. Ek voel iets van julle wat gedreig is deur 'n bank of deur 'n ding. Ek sny dit af vandag, Here. En ons stuur daai dreigement terug in Jesus naam.
Dankie Here dat skuld uitgewis is op vandag. En ons ontvang daai uitwissingskrag van God, van skuld vandag in ons lewe, Here. Vleeslik en geestelik, Here. Ons is vry vandag in Jesus naam. En dat elke ou wat nie vry is, die vermoere vrykom, Here, om U te kan dien en om U te kan aanbid, Here. Dat trots val vermoere in Jesus naam, Here. En die guns van God word gemobiliseer vandag. Here, en ek wil vermoere bid, Here, vir elke ou wat in 'n tronk sit, Here, of wat geestelik of vleeslik is. Dankie Vader dat die Heilige Gees elke ou ontmoet. En die vryheid van God ons tref vandag, Here, in Jesus naam. Here, en ouens wat onder nagmerries is, ek bid, Here, dat die Heilige Gees van God, Here, soos 'n skoon uitwissingsolie, hulle gedagtes sal nuut maak vandag, Here, in Jesus naam. Amen. Here, enige vorm van torment, enige vorm van verwerping, enige vorm van mislukking, verdwy vermoere in Jesus naam. Want U het betaal, Here, om ons splinter nuut. U sien Efesiërs 2:10. U het ons nuut gemaak, Here. U het ons herskep in Jesus Christus, Here. Amen. Adam en Eva wat geval het uit glorie uit. Ons is in Jesus herskep in glorie. En ons is in Jesus verberg in God vermoere, Here. Amen. En ek eer U daarvoor, Here. Eer U vir die beste dag van ons lewe. Ek eer U vir die beste week van ons lewe. Ek eer U dat elke ou wat hier vermoere spesiaal is, dat U ons by ons naam ken, Here. En dit sal oukei wees, want niks ons ooit skade doen nie. U is die pottebakker en ons is die klei, Here. U maak 'n perfekte werk. Amen. In Jesus se heilige naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen.